Ons gesels oor die bou van betekenisvolle verhoudings, juis om te floreer. Vandag se tema is verhoudings deur empatie. Wanneer jy gevoel dat iemand anders op so 'n manier na jou luister en op so 'n manier vir jou omgee, dat die persoon daarin slaag om homself of haarself in jou emosionele toestand te plaas. Dis om jou vreugde as het ware as hulle sin te ervaar en jou seer te voel as hulle sin. Interessant gee Paulus vir die gelowiges, die volgelinge van Jesus, die opdrag om as het ware eerste hierdie voorbeeld te stel. Dis die verhoudings deur opregte empatie. Dis die soort empatie wat aktief daarna streef om saam met ander te voel, in hulle helderste, maar ook in hulle donkerste oomblikke. Hoe stel hy dit in Romeine 12 vers 15? Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wanneer jy soos Paulus kies om saam bly te wees of saam te treur, dan gee jy vir ander mense die kosbare geskenk van jou volle aandag en jou volle menswees. En hiermee verpersoonlik jy vir Jesus Christus in hierdie oomblikke vir hulle. En dit is fantasties hoe hierdie gedeelde menslikheid kan help in genesing en ondersteuning. Mense vind weer betekenis in hulle lewe, hulle kry weer energie om die stres van die lewe in oë te kyk en te kan hanteer. Gottman en Silver sê, empatie skep diep verbindings deur gedeelde emosies. Nou kom ons raak 'n bietjie prakties hiermee. Dink aan iemand wat sukkel, wat in jou gedagtes opkom soos 'n geliefde, 'n vriend, 'n kollega, iemand van wie jy bewus word in hierdie oomblikke. Nou vra jy vir jouself, hoe kan ek vandag empatie toon? Dalk is dit 'n oproep wat jy net bel en vra en luister deur hulle pyn te erken. En dalk kan jy vir hulle gebed doen, sommer per selfoon. Vra die Here om vandag vir jou 'n hart te gee wat voel, opreg voel, empaties voel en 'n verstand wat regtig verstaan, empaties verstaan. Die heeft geïnspireerd.